Goedemorgen, lieve gemeente, hartelijk welkom voor de deze leren. Ik ga met de rol van de afkondiging namens de kerkraad aan u voorthouden. Indien dan enige nieuwe intrekkers is, zal ik u na die dienst achter een psalm ontvangen. Voorbereid met onze Elie van der Rooyen en van de Christus Victorius op ons lijst. Dan datums voor die week. Dinsdagavond 4:45 is al vrouwendienstvergadering. Dan die kerkraadsvergadering met gestuurde leraars op dinsdag is gecanceleerd. Als die vreselijke punten wat alles bespreekt wordt niet. Dan gaan ons weer eens sê, baie dankie aan alle betrokken was in de zaal. Op hierdie stadium staan ons inkomste so plus minus 178 000. So dit is niet genade. En dan gee ons even ons om vir Gerda Marie oor bespreek met gesiene dienste elkeen. Goeiemôre gemeente. Maar as julle soos ek is en julle verpys die winter, ek weet as mense daarvan hou, maar ek kan nie daarvan nie. Ek wil nou al in die lente wees. En ons is bietjie voor op die waar die jaar. Die lentekonsert is 29 Augustus. Nou julle moet dit bywoon. Kyk, hierso gebeur goeders en lekker bazaar, maar bietjie min kultuur. So as jy jou kind bietjie van 'n kulturele ervaring wil gee, hier gaan 'n hele orkes wees. En die koor oefen nou al lekker lank. So kom gerus. Dis 29 Augustus, R100 'n volwassene, R50 'n kind. En dan kan jy sommer 'n bietjie jou kind leer wat is 'n viool en wat is 'n nou dink ek 'n voorbeeld, 'n cello. Wat is die verskil? Ek wil sê konsertina, ek dink dit gaan 'n vals advertensie wees. Ek dink dit gaan konsertina wees nie. Maar jy gaan goeders met snare wees en baie mooi sang en dit sluit 'n eseldinnetjie in. En baie goeie geselskap. Daar gaan 'n pouse wees. Dan kan jy nou mense van heine en verre kom omarm. Okay, so hou asseblief die datum oop en kaartjies is beskikbaar by enige koorpersoon of die kerkkantoor. Okay, geniet die diens julle. Ons sien uit op julle daar te sien. Ons oefen al 'n hond uit 'n bos, ons sing lenteliedjies na dit pers. So as jy nou moeg is vir die winter, sing Holla Trio nou al, want dan warm jy so 'n bietjie saam op. Daar gaan geleentheid wees om saam te sing. Warm die stem op. Gemeente, goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Op die noot wat ons so van kultuur en sang praat, wil ek net noem dat die gemeente het 'n koor en as enigiemand graag wil deel word van die koor, ek dink ons oefen vanmiddag 5:00, as nie, dan sal julle met Tannie Mientjie in kontak kan kom. So as jy al ooit gesing het, 5:00. Ons oefen 5:00 sê Tannie Mientjie. Hierso in die kerkgebou, as jy al ooit gesing het of in die stort sing en die mense sê nie vir jou om stil te bly nie, is jy baie welkom om aan te sluit en deel te vorm van die koor. Daar's ook vir die wat 'n bietjie skamer is en nie so goed in die verskillende stemme is, 'n mannekoor. Dit doen presies dieselfde net baie makliker. So, dis nou vir ons mans wat hou van sing, maar nie 100% seker is of ons moet nie. Dan ook, julle sal gesien het met die voorsang, ons maak gebruik van mense wat instrumente speel, so as jy 'n gawe het met 'n musiekinstrument en iets kan tokkel, kan blaas of op een of ander manier God kan eer daarmee, is jy baie welkom om ook met 'n bietjie kontak te maak om jou talente daar te gebruik. En as jy kan sing, daar is altyd ook ruimte vir voorsang. So asseblief maak kontak daarmee. Dan as mens by die 2 deure in en uitgaan, sou jy gesien het daar is boekrakke. Daardie boekrakke is nie vir die mooiheid daar nie. Dis boeke wat mense kom gee wat hulle dink oulik is. Mense is baie welkom om te kyk of daar iets is wat jou interesseer. As dit jou interesseer, vat dit, gaan lees dit, bring dit terug as jy wil of gee dit vir iemand anderster. Aan weerskante van die kerk se deure is daar van hulle. So voel vry om so te maak en as jy 'n oulike geestelike boek het wat jy geniet het, maar nie wil hou in jou boekrak nie, voel vry om dit ook hier so te kom insit. Ek het dit al baie hulpvol gevind. Dan van my kant af,
Kom ons word saam voor die Here stil. U is die God wat ek altyd loof. Moet tog nie my gebede onverhoord laat nie. Hemelvader, mag U die noodkreet van Psalm 109, in die tyd waarin ons leef, waar omstandighede nie altyd maklik is, waar ons bekommerd is oor die ekonomie, waar die toekoms baie keer onseker is, vir ons waarheid is. Mag ons onthou dat U ons God is, dat U nog altyd na ons geluister het, dat ons die vertroue kan hê, dat U ook vandag en elke dag ons stemme sal hoor. Here, ons wil U vra, wees met ons in hierdie tyd, en mag ons in hierdie tyd ook U liefde en U genade uitleef. Mag ons herinner word aan die pad wat U saam met ons geloop het, en dat U vir ons goed is. Here, ons wil U vra, kom wees asseblief met ons in hierdie diens. Mag dit wat ons hier, U naam verheerlik, en ons nader in U bring. Amen. Wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan saam en loof die Here. Yes.
sien ons het vanoggend 'n lekker groepie jongens. So ek wil graag vra dat die jongens wat vanoggend hier is asseblief na vore kom, dan ons sommer hier so voor die klavier bymekaar het. So as julle kom, kan julle maar sit, anders dan gaan ek julle nie kan sien. Sorry. Ekskuus. Môre julle, hoe gaan dit met julle? Goed, ek is bly om dit te hoor. So dis lekker dat die skole begin het. Baie minder enthousiastiese antwoorde daar, maar verstaanbaar. Ek wil vanoggend by julle iets hoor. Weet julle wat dit is om slim te wees? Okay, wie van julle is slim? 'n Paar van julle is baie dapper. Wat beteken dit om slim te wees? Ja. Ons kry goeie punte. Dit is definitief een vorm van slim, ja. Ons werk altyd hard, ja. Dit is nogal 'n belangrike ding daai, want goeie punte wys een vorm van slim wees, want goeie punte kan aandui, ek kan lees en vrae verstaan, of ek kan somme doen en sekere goed doen. Om hard te werk wys ook dat mens slim is. Mens moet gevaarlik wees om net een ding as slim te sien, want dan kan mens moeilikheid kry. Want dit is nou soos om te vra, is 'n olifant of 'n vis die beste dier? Ja? Olifant, ek hou van jou antwoord. Dit hang af, dis die regte antwoord. As ek die vraag gevra het, is 'n olifant of 'n vis die beste dier in die see? Dan is 'n vis definitief die beste ding, die slimste ding om te kies. Maar op land is 'n vis nie 'n baie goeie ding. Wysheid of slim wees verskil van omstandighede en mens moet altyd daarna kyk. Die Bybel sê vir ons om regtig slim te wees, moet ons God dien en 'n pad met God loop. As ons doen wat God ons leer en vra, dan weet ons in hierdie wêreld gaan alles uitwerk. Want God weet alles in alle omstandighede. So as ons doen wat hy vra en as sy stem luister, dan gaan ons nooit in 'n situasie kom wat ons met absolute sekerheid gesê dit is, en dan na die tyd moet sê dit was nie. Daarom is regte slim wees om lief te wees vir God en om te dien. Gaan julle saam bid? Ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U 'n pad met ons loop en dat elkeen van ons op ons eie manier met ons vaardighede en staat is om slim en wys te wees. Help ons asseblief dit wat U vir ons gegee het te gebruik om U te dien en om ware wysheid te kry. Mag U genade oor ons groot wees. Amen. Sien julle kan ons billetjies saam te sing. Okay, so kom ons staan saam en sing 'n liedjie tot eer van die Here. Die volwassenes is ook baie welkom om saam te sing. Hendrik, het hier een bewegings of iets? Ek is nie seker wat is. Okay. As hy bewegings het, volg die skerm. As hy nie bewegings het nie, volg die kinders. Hulle is slimmer as jy doen die manier. Kom ons staan saam en loof die Here. It's a
as almal 'n sweetie gekry, die voorspoelgroep, gaan saam met Tannie Linda, dis die tannie wat agter op Jordan staan, die res van almal kan maar net by die ligsinne gaan sit. Ons skriflesing vanoggend kom uit Lukas 12 vanaf vers 13 tot vers 21. Lukas 12 vanaf vers 13 tot vers 21. Kom ons neem 'n oomblik en word saam voor Here stil. Hemelvader, dankie vir die genade. Dankie dat ons vandag hier kan wees en vandag saam na die woord kan luister. Mag ons harte, ons gedagtes, ons ore en ons oë op U gerig wees en ons hoor, ons onthou en ons saam dit wat U vandag hier vir ons kom gee. Amen. Lukas 12 vanaf vers 13. Iemand in die menigte sê toe vir Jesus: Meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel. Maar hy antwoord hom: Man, wie het my as regter of deurder vir julle aangestel? Toe sê hy vir hulle: Pas op, wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe vir homself gedink: Wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar. Toe besluit hy: Dit sal ek doen. Ek sal my skuring afbreek en groter bou. Daarom sal ek al my graan en ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê: Mens, jy het baie goed wat jy weggesit is vir baie jare. Hou op met werk. Eet, drink en leef lekker. Maar God het vir hom gesê: Jou dwaas, vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word. En wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk by God is nie. Tot daar sou ons skriflesing vanoggend. Ons lees die laaste tyd redelik baie uit Lukas. Ek dink meeste van almal het al agtergekom hierdie jaar preekie doen nie. Verskriklik baie Lukas tekste en dit is omdat ons breedweg met die leesrooster werk. Dis 'n leesmanier wat jy oor 3 jaar die Bybel lees en dit gee vir elke jaar 'n evangelie wat jy mee werk en mee leef. En hierdie jaar is dit Lukas en Lukas is die evangelie wat in 'n sin die lekkerste lees. Want Lukas neem aan jy weet nie. Dit neem aan jy is nie 'n Jood nie, jy het nie in daai plek gebly nie, jy was nog nie in Israel nie, so jy verstaan nie. So Lukas kom verduidelik wat aangaan, hoekom dit gebeur en gee baie meer van die Jesus se gelykenisse as ander evangelies, want Lukas werk erg met daai gedagte. Dalk weet jy nie, so kom ek vertel jou net vir ingeval. Lukas is wel ook die evangelie wat soms 'n bietjie gevaarlik polities raak, want in dit dan spreek Jesus nogal kritiek uit teen wat is en nie moet wees nie oor die situasie wat nie altyd binne God se wil is nie, en hy maak nogal redelik kritiek daaroor, wat dit soms nogal interessant maak as mens van die gelykenisse lees. Hierdie wat ons vandag lees, begin nogal met 'n redelik vreemde vraag. Mens wil nogal vra nou, hoe kom iemand na Jesus met hierdie vraag, want
Jesus is besig om vir die mense te preek en hy's nou op 'n punt klaar, daar's 'n breek en mense verwag dan nou gaan iemand vir hom vra om te verduidelik, te verklaar, iets te sê en hier kom iemand en sê vir my broer hy moet deel. Dis nou een van daai moeilike goeders want nou wil mense sê ja die broer moet deel. Maar wat moet die broer deel? Is dit iets wat al klaar gedeel is, soos wat is ons met kinders gedeel? Jy deel als en een eet als vinnig op en dan moet die ander een weer deel wat oor is, of is die een nie betroubaar nie, of wat die geval is, en ons almal weet as iemand na jou toe kom met raad oor 'n familie wat sleg is en moeilik is en problematies is, hierdie week sal ek al op verlis, dis 'n aardige familie, maar volgende week dan kom hulle goed oor die weg, dan onthou hulle wat jy gesê het oor daai slegte familie en dan sien jy in die moeilikheid. So dis oor die algemeen 'n redelik moeilike ding om oor familie raad te gee en ding wat mense met groot wysheid moet doen. Dan wonder mense nogal nou, hoekom kom die ou na Jesus toe met hierdie tipe moeilike vraag wat mense nie maklik 'n antwoord voor kry nie. En dis eintlik vir 'n snaakse rede. Lukas noem dit baie spesifiek so, om vir mense iets van Jesus te wys. Dit was een van die rolle van 'n rabbi in daai tyd gewees. Dis nie net iemand gewees wat op die kansel gestaan het, gepreek het en gesê het, so sê die Here nie. Dis ook iemand wat jy na toe gegaan het om te vra, nou, hoe maak ek nou? Hoe hanteer mens hierdie situasie? Wat sê die woord van God? Ek glo, maar ek ken nie die Bybel so goed soos jy nie, so kom sê my nou, wat is die regte ding om hier te doen? So Lukas wys hierso dat Jesus 'n rabbi is. Die interessante ding is, dat baie gelowige Jode dit nog steeds vandag doen. Op TikTok sal jy nogal interessante video's kry van veral die Hasidic Jode, wat byvoorbeeld vra vir rabbies vra soos, mag jy 'n pizza eet? Die antwoord volgens die reinheidswette is, as dit kwaas het, dan mag daar nie vleis op wees nie. So jy mag pineappel op hom sit, maar jy mag nie vleis nie. As daar kwaas is nie, want jy is nie veronderstel om volgens sommige interpretasies van die reinheidswette suiwelprodukte en vleis saam te eet. So 'n cheeseburger is ook uit soos koekies nie in die huis. Dit werk nie. En hierso begin iemand deur Jesus as 'n rabbi te hanteer 'n moeilike vraag te vra. En Jesus hanteer hierdie moeilike vraag aanvanklik deur te sê, hoekom vra jy my dit? Wie het my aangestel as regter hieroor? Want hy weet dis 'n moeilike vraag, so hy vra dit en niemand gee rede hoekom hy nie die vraag kan antwoord nie, want hulle erken sy gesag as 'n rabbi, as iemand wat die skrif ken, as iemand wat God ken. Maar Jesus antwoord hierdie vraag nie net as 'n gelowige Jood, as 'n rabbi wat opgelei is om die skrif te verstaan nie, maar as God self, wat weet, wat die intensie van die wet is, nie net die woorde daarvan nie. Daarom sê Jesus dadelik, 'n mens moet nie net afhanklik wees van 'n oorvloed besittings nie. En dan begin hy met 'n gelykenis, en hierdie is waarskynlik een van die vreemdste en aardigste gelykenisse wat ons vandag kan kry, want dit voel absoluut asof dit verkeerd is. Dit voel nie asof dit sin maak nie, want Jesus vertel, daar is 'n man, hy is in die grond, en hy het 'n goeie oes. Dis wonderlik, hy het goed gedoen. En hy besef, hy het nie genoeg stoorplek vir al die dinge wat hy het nie. Hy gaan nou 'n plan maak, so, dis nou 'n wonderlike probleem daai om te hê. Jy het nie spasie vir alles nie, so hy begin nou by homself dink nou wat moet hy doen. Hy moet nou seker 'n groter stoor bou dat hy alles kan inpas. En dit maak sin. Jy moet die goeders bewaar, jy moet dit plek hou. Enige goeie finansiële adviseur sal vir jou sê, jy moet vir môre voorsiening maak, want anders sit jy in die moeilikheid en ons probleme. Die mense van Welverdienst sal ook vir jou kan sê, as jy nie voorsiening vir moeilike omstandighede gemaak het nie, sou jy in die laaste 35 dae 'n baie interessante en donker lewe gehad het. Daar's nie krag nie. So mense dink, hierdie is 'n slim persoon. Hy wil voorsiening maak vir die toekoms. En dan sê Jesus,
Hierdie is 'n dwaas. Hierdie is iemand wat nie weet wat aangaan nie. Hierdie ou verstaan nie hoe die lewe werk nie. Hy kom vertel dat die ou sy lewe daai selfde aand opgeëis gaan word. Hy gaan doodgaan. En wat dan van alles wat hy gemaak het? Jesus kom al vir alle praktiese doeleindes hierso vir 'n prediker aan wat sê dit alles is 'n gejaag na wind. Jy het alles opgegaar, jy het alles bymekaar gekry. En sorry. Jy gaan dit nie geniet nie. Vanaand gaan jy dood. Wat gebeur dan met jou mooi nuwe skuur wat waarskynlik nog nie klaar gebou is nie? Al die besittings wat jy bymekaar gemaak het, jy het die punt gemis. Deel daarvan is wat die man vir homself gesê het. Hy wil 'n groter skuur bou sodat hy al sy goed bymekaar kan maak. Sodat hy alles wat syne is kan kry. Want hy gebruik 'n bietjie van sy gesonde verstand. Hy weet mense moet net die toekoms kyk en sien wat daar is. Maar hy mis so 'n klein bietjie die punt. Want hy het die gedagte dat as hy net nog 'n bietjie bymekaar maak, sy 'n bietjie meer het, dan sal dit genoeg wees en dan gaan alles uitwerk. Want ons almal weet ons, jy moet 'n sekere aantal geld hê, dan kan jy eendag aftree. Verkieslik ook 'n huisie by die see, dat jy nie heeltyd hier so in die binneland hoef te bly nie, en dan gaan die lewe lekker wees. Ek wil asseblief nie 'n huisie by die see hê nie. Dit is verskriklik mooi en lekker om vakansie te hou, maar die winters is aardig. En Jesus kom vertel vir die ou dat dit is die punt mis, want dit is nie waaroor die lewe gaan nie. En ek gaan 'n simpel grappie vertel daaroor om te wys hoe mens soms dink jy slim en soms dink jy verstaan alles, want hierdie ou het gedink as hy genoeg het gaan hy okay wees, en in 'n sin dan het hy nie God nodig nie, hy hoef nie meer in afhanklikheid te leef nie. Die staaltjie word vertel van 'n wetenskaplike wat na God toe gaan en vir hom sê God's nie regtig meer nodig nie. Hulle het uitgevind hoe om lewe te maak. Mens kan op jou eie lewe maak sonder God. En God luister na die wetenskaplike en sê, kom, bring vir my jou bewyse. Die wetenskaplike kom daar, stel alles op, en hy sê, die eerste ding wat jy doen is, jy vat grond. En God sê vir hom, waar het jy daai grond gekry? Dis myne, maak jou eie. Net daar misluk dit. Dit is wat Jesus hier vir die ryk dwaas kom wys en kom vertel. Hy dink, ek het al hier gekry, ek het hierdie wonderlike goed bymekaar en dit gaan my lewe nou beter maak. Dit gaan veroorsaak dat alles nou met my goed gaan, want ek gaan nou genoeg hê dat die lewe lekker is. Toe ek begin, so het hulle vir ons gesê, eendag as jy aftree, moet jy omtrent R1 miljoen hê, dan gaan jy gemaklik kan aftree vir die res van jou lewe. R1 miljoen is nie baie meer werd as wat dit nou is, moet ek wel doen. Dis 20 jaar terug, so dit is 'n tydjie terug. Dis dalk meer as 20 jaar terug. Dis 'n tydjie terug gewees. Vandag as jy probeer aftree met R1 miljoen, dan wens ek jou baie sterkte toe as jy nie 'n goeie familie het nie, want dit gaan bietjie sukkel. Wat genoeg is, een generasie is nie genoeg vir die volgende, 10, 20 jaar later is dit nie genoeg nie. Dis die probleem met besittings of enigiets anders wat mense probeer staan maak. Jy kan soveel as wat jy wil bymekaar maak, en dit gaan in hierdie lewe nooit genoeg wees nie. Dit gaan jou nooit veilig hou nie, dit gaan vir jou nooit rustigheid gee nie, en dit gaan altyd vir mense probleme veroorsaak. Maar meer as dit mis 'n belangrike punt. En Jesus weet dit. Terwyl Jesus hier met hierdie mense praat, en met ons vandag, weet Jesus ook wat een van die groot probleme is wat die profeet Amos aangespreek het. Hy het gesê, die wêreld is 'n verskriklik slegte plek, want sommige mense gaar alles op en vergeet dat die skepping 'n geskenk van God is. Dat in Genesis vir ons gesê word, bewerk, bewoon en bewaar die aarde. Dat ons hier geplaas is om God se verteenwoordigers te wees. Dat keer op keer, wanneer mense die Ou en Nuwe Testament lees, dan sê dit, God se mense, die wat in hom glo, is geroep om priesters, profete en konings te wees. Nie om die grootste misloopie bymekaar te maak en dan gelukkig te wees, want dan tog ons het niemand en niks nodig nie. Mense is geroep om
'n profeet te wees wat die woord van God ken, verstaan wat dit sê, en dit uit te leef. Mense is geroep om 'n priester te wees wat in diens van die Here staan. Dit sluit in om mense te kyk en te sien waar daar nood is en dit te gebruik. En die groot ding wat die ryk dwaas gemis het, is die eerste ding wat hy moes doen toe hy sien, dit gaan baie goed met hom, is sit jou handjies bymekaar, maak jou oë toe en sê, dankie Here. U het my geseën, dit gaan goed met my, ek is so dankbaar. Bybels gesproke, dan gee jy jou 10de, sodat dit deur die priesters gebruik kan word om die armes, die weduwees en die wese te voorsien. En seker te maak dat almal genoeg het, dat dit nie 'n geval is, een persoon se tafel loop oor en die ander een se tafel het niks op nie. Jesus kom vertel hierdie gelykenis om te sê, die wêreld soos wat dit is nie slim of wys nie. Die wêreld sê jy moet geld, besittings en goed najag, en jy sal gelukkig en veilig wees. En Jesus kom sê, nee, hierdie wêreld is God se. Maak nie saak hoeveel besittings jy het nie, dit maak nie saak wat jy kan opgaar nie. Ons almal gaan dood en daar is nie 'n doodskus wat 'n venterwaandjie kan maak, of 'n manier wat jy jou venterwaandjie vol besittings in die hemel kan kry nie. Dit alles bly agter. En die aardige ding is, ek het dit nagesien met my ouers wat so 'n tydjie terug afgetree het en kleiner gemaak het, en al die spesiale goed wat vir hulle kosbaar was, wat hulle nie alreeds vir die kinders uitgedeel het nie, was dit daai kwessie, wil julle dit hê? Het nie spasie nie, sorry. Stel nie belang nie. Baie dankie, maar nee wat. Die goed wat oor leeftyd versamel was, wel, maar nie daai ding. Jesus kom herinner mense met hierdie gelykenis dat ons hier is om vir God te lewe. En dit wat vir ons gegee is, 'n gawe en 'n geskenk is, wat ons moet gebruik om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Ons moet nie groter skure bou nie, maar groter tafels. Hierdie gelykenis sê wel nie, mens mag nie ryk wees nie, en dit sê ook nie, jy mag nie 'n oes hê nie. 'n grappie wat ek gehoor het toe ek 'n student was, nog altyd by my gebly het, is van die boer wat lotto gespeel het met 'n wen uit dit, en hulle roep hom toe en hulle vra vir hom, nou wat gaan jy met al die geld doen? En hy sê, ek gaan my skuld betaal. En hulle vra toe en met die res, en daai skuld moet maar wag. Dit is nie die tipe persoon wat die gelykenis aanspreek, iemand wat soos meeste van ons maar 'n bietjie skuld het, paycheck tot paycheck leef, hoop vir 'n goeie oes of vir 'n goeie jaar en hoop om iewers die skuld te delg sodat mense kan aangaan. Dit praat met mense wat nie besef gierigheid is nie 'n goeie ding nie. Ons is nie veronderstel om so te lyk dat ons onsself oorryk maak terwyl daar sommige is wat sit en niks het. In die Lukas Evangelie, veral hierdie gelykenis, spreek die ongelykheid in die wêreld aan en vra vir ons wat ons daaroor doen, hoe ons 'n verskil maak met wat ons het. Jesus kom sê vir die ou wat vir hom gevra het, moet my broer met my deel dalk. Maar dit gaan nie net oor besittings nie. Dit gaan oor verhoudings, dit gaan oor omgee, dit gaan oor wat jy daarmee gaan doen. As dit net gaan daaroor, ek wil hê en hê en hê, nee, hy wil nie met jou deel nie. As jy dit gaan gebruik tot God se eer, dan kan jy. Hierdie gelykenis kom herinner ons dat alles die Here se is. Dat elke gawe, elke talent, elke vermoë wat die Here vir my gegee het, vir my geleen is om te gebruik, te bewaar en in diens van God te stel, om sy koninkryk hier op aarde te bring. Lukas 12, die gelykenis van die ryk dwaas, kom wys ons daarop dat ons ook soms daai fout maak om te dink, as ek net genoeg het, dan kry ons nooit genoeg nie. Dit kom herinner ons om so te leef met die gedagte dat ons dae getel is. Ons weet nie hoeveel ons het nie. Eerder is om ons skure vol te maak, dien die Here en die Here. So kom ons neem die tyd, word saam voor die Here stil, en vra om ons te help.
Hemelvader, dankie vir die genade. Dankie dat die doelwit van hierdie wêreld nie is om die meeste te kry, die meeste bymekaar te maak en die grootste hoopie te hê, maar is om U te dien, om U te eer. Here, help ons asseblief om te wees wie U wil hê ons moet wees, die mense te word wat U ons geskep het, om in hierdie wêreld U getuies te wees. Here, help ons asseblief met die gawes, die talente, die vermoëns, die bates wat ons het, priesters, profete en konings, hier op aarde te wees, wat sal werk daartoe dat U koninkryk sal groei, dat U wil hier sal geskied, dat ons hierdie wêreld 'n beter plek sal agterlaat as wat ons dit gevind het. Here, vergeef ons asseblief vir elke keer wat ons gierig raak, vir elke keer wat ons die punt mis, vir elke keer wat ons ook maar soos die ryk maas sit en bereken hoe ons nog meer en meer kan kry. Eerder as om te vra, Here, hoe kan ons gebruik wat ons het? Here, help ons om ons gesonde verstand te gebruik, om voorsiening te maak vir môre, maar nie uit vrees nie. Help ons om altyd 'n hand in hart te hê, wat bereid is om te gee, om die nood om ons raak te sien, en 'n verskil daarin te maak. Here, mag ons dit wat U aan ons toevertrou het, ten goeie gebruik, hier waar ons is, hier waar U ons geplaas het. Here, ons vra hierdie dinge, nie uit verdienste nie, maar alleenlik deur U genade. Amen. Ek glo wel almal sou gesien het dat die dominee vanoggend sy toga aan het en daarom dit nie 'n normale diens is nie. Vanoggend is ons in die bevoordeelde posisie om ook 5 kerkraadslede te bevestig in hulle ampt. Daarom hou ek die formulier vir die bevestiging van kerkraadslede voor. Van die begin af vir die Here Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Hy sê vir sy disippels: soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die ampte is deel van die gawes wat die Here deur sy Heilige Gees aan die kerk gee. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Uit die Bybel is dit duidelik dat 'n amptenaar bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwaam is om te leer en gewillig is om daarvoor toegerus te word. Verder moet 'n amptenaar 'n hoë sedelike lewenspyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees. Die kerkraad het deur aankondiging bekend gemaak wie verkies is tot hierdie ampte. Aangesien daar geen wettige beswaar ingebring is nie, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die gemeente en gaan ons nou voort met die bevestiging. Ek wil graag vra dat die verkose kerkraadslede asseblief na vore sal kom en hier voor kom staan. Ouderlinge, julle dra in besondere sin die verantwoordelikheid vir die opbou en die geestelike versorging van hierdie gemeente. Julle moet toesien dat alle gemeentelede in hulle belydenis en lewenswandel gedra, soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus. Volgens die voorbeeld van Christus moet julle herderlike taak dienend uitvoer. Deur voorbidding, huisbesoek, siekebesoek, moet julle die lidmate bystaan, vertroos en in hulle geloof versterk en bemoedig. Julle moet veral ook verantwoordelikheid neem vir die dooplidmate, sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes en die onverskilliges moet julle in liefde vermaan. Teen die wat in sonde volhard, moet julle optree met kerklike tug, sodat hulle tot bekering kan kom. 'n Ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. Gee ook ag op mekaar
en op die leer en lewe van die bedienaar van die woord. Waaksaam met die leraars oor die erediens en sorg vir die instandhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk van God. Diakens, julle is as diaken geroep, om in Christus se diens te staan. Hy is die groot diensknegt wat mense om sy werk op aarde voor te sit. Die diakensdiens begin by die nagmaal, waar die gemeenskap met Christus en die medegelowige gevier word. Daarvandaan word die liefde en barmhartigheid van God ook uitgedra na elke terrein van die gemeentelike lewe en na die samelewing. As diakens moet julle vir die lidmate 'n voorbeeld van onselfsugtige diens wees. Julle moet die materiële en geestelike nood van mense fyn aanvoel en daadwerklik help. Verlig ook die omstandighede wat tot die nood aanleiding gee. Waar hulp verleen word, moet julle ook die evangelie bring. Inspireer die lidmate en rus hulle toe om mekaar se laste te dra. Versorg in die eerste plek die medegelowige, maar ook alle ander mense wat in nood verkeer. Dit is ook julle taak om te help by die insameling van dankoffers. Julle is mede verantwoordelik om die gawes wat gegee word, met wysheid as ook in die regte gesindheid van Christelike liefde te bestuur. Antwoord opreg op die volgende vraag, sodat elkeen kan hoor dat jy bereid is om hierdie diens te aanvaar. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en Nuwe Testament as enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van verlossing? En verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou aan, soos dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? André? Ja, absoluut. Dawie? Ja. Myne? Ja. Wiets? Leon? Wees getrou in julle dienswerk. Wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. En gemeente ontvang hierdie kerkraadslede as gestuurdes van die Here en bid vir hulle. Werk met hulle saam, want die werk wat aan hulle opgedra is, bly steeds ook julle taak. Wees gewillig en blymoedig in die uitleef van julle verantwoordelikhede. Stel julleself beskikbaar om toegerus te word as profete, priesters en konings in diens van Christus. Ek wil graag vra dat ons verteenwoordigers van die kerkraad asseblief na vore sal kom om saam met my vir ons nuwe kerkraadslede geluk te wens. Ek wil vra dat ons as gemeente die seën oor hulle sing. Ek wil vra dat ons saam vir hulle sal bid. So kom ons bid saam.
Hemelvader, ons aanbid U en dankbaar. Ons eer U daarvoor dat U gemeente en die kerk deur al die eeue in stand hou en ons as mense gebruik om dit te doen. Here, dankie vir hierdie kerkraadslede wat hulle self beskikbaar gestel het om in die diens te tree, in die werk te doen. Wees asseblief met elkeen van hulle in die werk wat hulle gaan doen in hierdie gemeente. Mag U genade hulle lei, hulle dra en hulle bewaar. Mag dit vir hulle genoeg wees by hulle gesinne en die tyd wat hulle opoffer om die werk in die gemeente te doen. Mag hierdie vreedsame en vreugdevolle diens vir hulle wees. Amen. Dan wil ek graag vra dat die nuwe kerkraadslede asseblief by die tafel kom sit. Julle kan maar sit. Voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag vir mekaar vertel wat die Bybel vir ons oor die nagmaal leer. Die Bybel leer ons dat God ons baie lief het. Ons weet dit want hy sy seun. Dit is Jesus vir ons gestuur. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie lief het. Ons weet dit want hy sy lewe vir ons gegee het. Hy het op Goeie Vrydag aan die kruis, op Golgotha vir ons gedoen. Die Bybel leer ons ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het. Die nagmaal vertel ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry en dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus, wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here, dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo, dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Die nagmaal help ons om nou al te sien, hoe lekker dit eendag in die hemel gaan wees. Daarom is ons bly, wanneer ons die nagmaal gebruik. Die nagmaal sê ook vir ons, dat ons in dankbaarheid teenoor die Here, alles wat hy doen, vier. Ek wil vra dat ons as gemeente in voorbereiding saam staan en die nagmaallied sal sing. Amen.
ons kan maar ons plekke inneem, terwyl die kerk na vore kom en die tafel voorberei word. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus die nag waarby oorgelewer is, die brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis." Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weer kom." Die nagmaal is 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dis 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en in ons toekomsverwagtinge. Om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig om onsself in die teenwoordigheid van die Here te ondersoek, voor ons van die brood eet en uit die beker drink, sodat ons nie 'n oordeel oor onsself bring nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes. Daar is sondes waar ons met ons gedagtes, woorde of met dade oortree het. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons hierop opreg voor God verootmoedig. Laat ons dan vasglo dat ons oortredinge vergewe is, op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus, en laat ons ernstig daarna streef, met ons hele lewe, dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus, deur sy Gees, ons daartoe help. Voordat ons verder gaan, wil ek noem, enigiemand wat vrymoedigheid het om die nagmaal te gebruik, is baie welkom. Kinders mag die nagmaal gebruik as die ouers oortuig is dat hulle weet waaroor dit gaan en wat die doel van die nagmaal is. Die ligte kelkies is nie wyn. Die donkerder is wyn. Ons gaan die tekens als uitdeel en as alles klaar uitgedeel is, dan word dit ingestel en dan gebruik ons dit saam.
Is daar enigiemand wat oorgeslaan is met die teken van die brood? Die wyn is nog besig om te sirkuleer en die beker sal beskikbaar wees nadat die tekens ingestel is. Is daar enigiemand wat oorgeslaan is met die teken van die wyn? Asseblief dui so aan as daar iemand is wat oorgeslaan is. Behalve my dogter wat oorgeslaan moet bly. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en onthou. Die beker van danksig is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en onthou, dat hy gesterf het tot volkome versoening van al ons sondes.
As daar enigiemand is wat die beker wil gebruik, dui asseblief so aan. Regs agter. Is daar enigiemand anderster wat die beker wil gebruik? Kom ons bid dan saam. Barmhartige God en Hemelvader, ons loof en prys vir die genadewerk wat ons vandag hier herdenk het, vir die herinnering van die liefde wat ons hier ervaar, hierdie tekens van die nagmaal, die bloed wat vir ons gevloei het, die liggaam wat vir ons verbreek is, sodat ons 'n tweede kans mag kry, sodat ons uit geloof mag lewe. Ons dankie vir die geskenk wat U vir ons gegee het. En ons dankie dat hierdie nagmaal ons kan versterk in ons geloof. Hemelvader, ons wil U vra, mag dit vir ons as 'n herinneringsteken bly in ons dag tot dag lewe, in ons doen en in ons late. Mag ons U daardeur loof en eer. Amen. Daar is nou die geleentheid waar ons die Here ook kan eer met ons dank.
herinner dat die kinders, die jeug, kategese, asseblief na die tyd sal agterbly in die kerk. Ons begin al reeds 'n bietjie oefen vir die kersangdiens en sing normaalweg, maar ons is nie meer so ver weg as wat ons eens was nie, so ons begin so lank gereed raak daarvoor en ons stemme reg kry daarvoor. Ek wil vra dat ons saam staan en ons geloof in die Here bely. Kom ons bely saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en ewige lewe. Amen. Kom ons eer die Here met ons loflied. Mag die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die saamwees van die Heilige Gees ons lei, ons dra en ons beskerm, nou maar tot ewigheid.